mense roep in die Gees, die mense roep my. U sê, u is die hoorder van die gebed. Luister na ons stem. En die Here sê vir my, hoekom moet ek na julle luister, as julle nie na my luister? Hoekom moet ek na julle luister, as julle nie na my luister? Hoeveel keer praat die Here nie met sy kerk en met sy mense, met sy diensknegte en met sy predikers, met die man en vroue van God, deur sy woord, deur sy bediening, deur welke manier hy ook al na ons toe deurkom. Maar ons ignoreer sy stem. Ons verhard ons harte soos wat Farao sy hart verhard het, toe die stem van die Here na hom toe gekom het. Ons gaan net aan met waarmee ons besig is, maar wanneer ons in die nood is en wanneer ons probleme het, dan roep ons na God. En dan sê ons, hoekom luister nie nie? Die Here sê, hoekom moet ek na jou luister, as jy nie na my luister nie? Maar tog is God genadig en is hy groot van barmhartigheid. Tog gee hy aan ons waarvoor ons bid. Tog help hy ons in situasies, bring hy deurbrake en bring hy openbaring van sy genade en van sy liefde. Want die Bybel sê, al is ons ontrou, God bly getrou. Hy is die God van getrouheid. Maar mense, kom ons begin om hom te luister. Kom ons begin op hom ook te fokus, om te sê, Here, spreek, soos wat Samuel gesê het, terwyl hy in die allerheiligste gelê het. Spreek, Here, die diensknegt, luister. En om te luister beteken ook om te doen. Prys die Here. Kom ons neem ons sitplekke. Thank you, Jesus. Vanoggend met u praat oor 'n baie belangrike onderwerp. Inteendeel, ek gaan dit oor die volgende 2 Sondae bedien. Die Micha tipe verhouding teenoor die Elia tipe verhouding, wil ek dit noem. Of ons kan ook sê die Micha tipe kerk teenoor die Elia tipe kerk. Nou ons lees in die boek van Rigters hoofstuk 17 vers 1, lees ons van hierdie man. Hy sê, daar was 'n man van die gebergte van Efraim met die naam van Micha. Die Bybel leer ons van 'n man wat deel was van Israel en heel waarskynlik uit die stam van Efraim, want hy het gebly in die gebergte van Efraim, en sy naam was Micha. Nou gaan hy verder, Rigters 17 vers 2. Die het aan sy moeder gesê, Micha, die 1100 sikkel silwer, wat van u geneem is, dit is van haar gesteel eintlik, en waaroor u 'n vloek uitgespreek het, en dit ook voor my ore gesê het, hier is die geld by my, ek het dit geneem. Toe sê sy moeder, mag jy geseënd wees deur die Here my seun. Nou dit klink nou half snaaks, nee, dat sy so iets sê. Mag jy geseënd wees, sy moeder, daar's geld van haar gesteel, 1100 sikkel silwer, en sy het 'n vloek uitgespreek oor die dief wat die geld gevat het. Micha kom toe na sy ma en hy bely. Hy sê, ek het die geld gevat, ma, en hy gee dit terug aan haar, en sy sê, mag jy geseënd wees
deur die Here my seën. Nou die Nuwe Lewende Vertaling sê dit baie, dat hulle bietjie meer verstaanbaar is. Sy sê, my seun, mag die Here jou seën omdat jy dit erken het. Mag die Here jou seën omdat jy dit erken het. OK. Toe gaan dit verder, Regters 17 vers 3 tot 5. En hy het aan sy moeder die 1100 sikkel silwer teruggegee. Maar sy moeder het gesê, ek heilig plegtig die geld aan die Here. Uit my hand is dit vir my seun om 'n gesnede en gegote beeld te maak. Ek sal dit dan nou aan jou teruggee. Toe het hy dan die geld van sy moeder geneem. Toe het hy dan die geld aan sy moeder teruggegee het, neem sy moeder 200 sikkel silwer en gee dit aan 'n goudsmid. En hy het daar 'n gesnede en 'n gegote beeld van gemaak, wat in die huis van Micha gekom het. Die man Micha het naamlik 'n godshuis gehad, en hy het 'n skouerkleed en huisgode gemaak, en een van sy seuns aangestel om vir hom priester te wees. Sy moeder neem toe die geld, gee dit vir Micha, om 'n gesnede en 'n gegode beeld te maak. 'n Afgodsbeeld, 'n huisgod. Omdat sy bang was, dat die Here hom sou straf en die vloek oor hom sou bring, wat sy uitgespreek het oor die diefstal. Jy sien, baie keer is die kerk, of mense van die kerk, so onkundig oor die hart en die wil van die Here, dat ons afgode in ons huise inbring, in plaas van dit wat die Here wil hê ons moet doen, om die Here te soek en in sy wil te leef. Micha laat 'n gesnede en gegote beeld maak, 'n afgodsbeeld, en hy bou 'n godshuis. Sy huis was 'n tempel, het hy gesê. En hulle maak 'n skouerkleed. Nou die skouerkleed is 'n simboliek van die inspraak en die leiding van die Here God in my lewe. Want koning Dawid, elke keer wanneer hy uitgetrek het om iets te gaan doen of 'n besluit moes geneem het, het hy vir die priester gesê, bring tog die skouerkleed, sodat ons die Here kan raadpleeg. So Micha het 'n valse, onegte skouerkleed gemaak en in sy huis gehad en die lyding daarop gesit. Lyding wat deur afgode en deur demone in sy huis ingebring is. 'n Onegte skouerkleed. En ongelukkig is dit vandag so in die wêreld van die kerke, in ons kerkewêreld, dat daar baie onegte skouerklede is in die huis van die Here, in die kerk van die Here. Misleidende insprake wat in ons lewens inkom, wat ons dalk dink van die Here af is, maar wat my eintlik wegneem uit die wil van die Here. Onegte skouerklede. En die Bybel sê, hulle het huisgode gemaak, wat 'n gruwel is voor die Here God. Baie keer in die kerk van die Here sit kinders van die Here of Christene vandag met huisgode. Nie noodwendig 'n gegote beeld of 'n gesnede beeld wat ons in ons huis het en aanbid nie, maar baie dinge wat ons as afgode in ons lewe toegewy het, wat die plek van die Here God inneem. Want enigiets wat die plek van die Here God inneem in my lewe en in my huis, en my verhouding met die Here skade aandoen, of afgradeer, sodat ek nie op die plek staan wat God wil ek moet wees nie, het 'n afgod geword in my lewe. En dan noem ons huise godshuise. Dis God se plek. Hoeveel huisgode het die kerkmense, baie kerkmense, die vandag in hulle lewe nie. En Micha kom aan
Ephraim stel een van sy seuns aan. Sy seun wat net soos hy uit die stam van Ephraim gekom het. Glad nie die stam wat God aangewys het of verordineer het in die Ou Testament as die priesterstam nie, die stam van Lewi nie. En Ephraim, Micha stel sy seun aan as 'n priester. En hierdie huis van God het 'n valse profeet, 'n valse priester gehad, wat nie 'n ware geroepene is van God nie. En weet jy, ek sê in die week van die vrou, kan nou nie onthou wanneer nie, gister of so, sê ek vir haar, dit is geweldig hoe die valse profete en die valse leraars en die valse profete vermeerder het in hierdie dae. Ons word so oorval deur die internet en deur die televisie en op welke manier ook al, deur valse profete, valse priesters, valse leraars, wat 'n teken is van die eindtyd, want die Here Jesus het gesê, dat aan die eindtyd 'n teken daarvan is valse profete, valse Christusse. Hulle het vermeerder, hulle spyt doem. Julle daarvan gehoor? Op mense dan sê jy gaan gesond word, of jy gaan gesal word, of 'n blokkie, ysblokkies, wat nou in jou kas staan en smelt, en as dit deur die nag afgesmelt het, gaan die Here jou aanraak en gaan jy valse lering. En hulle doen dit in die naam van die Here, die Micha tipe kerk. Rigter 17 vers 6 sê, in die dae was daar geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Elkeen het net gemaak soos hy wil. Onthou, natuurlik het Israel 'n koning gehad. Die koning van Israel was die Here. Hy was God. Hy was die koning van die volk. Maar net soos in die dae van Micha, is die Here in baie kerkmense, gelowiges se lewens nie meer die koning of die heerser nie. Elkeen maak net soos hy wil, soos wat reg is in my eie oë. Dit is mos my lewe. Dit is my sake. Dis my liggaam. So ek kan na my babatjie aborteer. Dis mos die spreekwoord van die mense. En die kerk stem daarmee saam. Baie kerke. My menseregte is aangetas. Dis my kinders, dis my huis, dis my werk, dis my geld, dis my besittings. Ek werk hard daarvoor. God het niks daaroor te sê. Al sê ons dit nie openlik nie, of hardop nie, sê ons dit deur ons houding en deur ons dade. Ek besluit hoe en wanneer en wat ek gaan doen. Miskien het die Here ergens 'n deeltjie in my lewe. Af en toe, as ek baie keer ook as ek iets van hom wil hê, dan sal ek roep, dan sal ek bid. Maar my afgode kry altyd die eerste plek, want daar is geen koning in my lewe nie. Jesus Christus moet die koning wees. Hy moet die Here wees. Maar wat hy sê is nie so belangrik vir baie mense wat vandag hulle self deel sien in die kerk. Teoloë, predikers ingesluit. Jesus Christus, koning Jesus, is nie meer so belangrik. Ons lees in Romeine 14 vers 7 en 8. Want niemand van ons leef vir homself nie, en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Nou die Lewende Bybel sê dit vir my baie mooi. Hy sê, niemand van ons is sy eie baas. Jy weet, dis my liggaam, dis my huis,
as ons sterwe, is dit ook vir hom wat ons het doen. Of ons dan lewe of dood is. Ons behoort aan die Here. Hy is die baas. Hy is die koning, Jesus. Die Bybel sê dat ons is saam met Christus gekruisig en ons is ook saam met hom opgewek in 'n nuwe lewe. En in hierdie nuwe lewe is hy Here en is hy koning en is hy baas en is my lewe en hy my lewe geword. Nou sê Romeine 14 vers 9, want hiervoor, luister baie mooi, lees wat die Bybel sê. Hy sê, want, hy het gesê, niemand van ons is ons eie baas om te lewe te sterf as ons wil nie. Want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer lewend geword om oor dode sowel as lewende te heers. Waarvoor het Christus gesterwe? Opgestaan, lewend geword om te heers, om koning te wees. In my lewe, in jou lewe, en elkeen wat in hom behoort. Die lewende Bybel sê, dit is hiervoor dat Christus gesterf het en weer lewende geword het, dat hy die Heer oor almal kan wees, oor die wat lewe en oor die wat dood is. Koning en Here van ons lewe, terwyl ons lewe op hierdie aarde en enig ook wanneer ons sal sterf. Maar ongelukkig is sy koningskap en die heerskappy van die Here baie beperk of baie min sigbaar in baie Christene se lewe. Ons doen net wat ons wil en wat reg is in my eie oë. Die Micha-tipe kerk, ek is besig om te praat oor die Micha-tipe kerk en die Micha-tipe verhouding. Nou gebeur daar iets, Rigters 17 vers 7 tot 9, en daar was 'n jong man van Bethlehem, Juda, die geslag van Juda, hy was 'n Leviet, wat daar as vreemdeling vertoef het. En die man het uit die stad, uit Bethlehem, Juda, getrek om te vertoef, waar hy plek kon kry. Ander vertaling sê, hy het 'n ander blyplek gesoek. Hy het 'n ander plek gesoek om te gaan bly. En op sy reis het hy in die gebergte van Efraim gekom tot by die huis van Micha. En Micha vra hom, waar kom jy vandaan? Toe sê hy vir hom, ek is 'n Leviet, uit Bethlehem, Juda. En ek is op trek om te vertoef, waar ek plek kan kry, waar ek soek 'n blyplek. 'n Jong man, 'n Leviet, kom daar op by die huis van Micha en sê, ek soek 'n blyplek. Dis waarheen ek op pad is. Rigters 17 vers 10 en 11 sê, en Micha sê vir hom, bly by my, wees my 'n vader en 'n priester, dan sal ek u jaarliks 10 sikkel silwer gee, en 'n stel klere en die lewensonderhoud. En die Leviet het gegaan, en die Leviet het ingewillig om by die man te bly. En die jong man was vir hom soos een van sy seuns. En Micha het die Leviet aangestel, so die jong man sy priester geword het. En hy was in die huis van Micha. So Micha sien hierdie Leviet, wat veronderstel is nou om 'n ware man van God te wees. Want hy het eers sy seun aangestel as wat vals was, want hy was nie werklik deel van die priesterverstand nie. En nou sien hy hierdie Leviet wat in sy oë nou die regte ou is. En hy sê, word my priester. Kom in my huis. Kom dien in my huis as priester. Ek sal vir jou sorg, man. Ek sal jou jaarliks betaal 10 sikkel silwer. Ek sal vir jou stel klere gee en ek sal jou lewensonderhoud vir jou gee. Maar nou, dis my huis. Jy beweeg, jy bedien in die riglyne wat ek neerlê. Jy maak soos ek sê, want die Bybel sê, die jong man het soos 'n seun vir hom gewees. Nou vra ek of jy sê die seun wat in die huis aangaan, of sê die pa? Die pa sê wat in die huis gebeur en die seun doen, dis reg so my seun. Soos een van sy seuns. Jy sal in my huis bly, jy sal in my godshuis bedien, maar ek lê die reëls neer en die riglyne. En hierdie Leviet het gegaan. Wat het hy gaan doen? Hy het gaan dink oor. Hy sê, oké. In plaas daarvan dat hy as man van God sê, nee my vriend,
Dis buite die wil van die Here. Die Here het nie bepaal dat jou huis 'n godshuis moet wees, waar 'n tempel moet wees, waar 'n afgode moet wees, waar ek moet dien. Dis buite die wil van die Here, dis teen sy verordeninge. Kompromieer hy en aanvaar hy die aanbod van Micha. En vandag is daar baie bedienaars en predikers en teoloë in die kerk van die Here wat kompromieer met die wêreld. Die dinge aanvaar wat gesê word, sondes toesmeer en mooi polish. Daarmee saamstem. Dinge wat buite die wil van die Here is, wat buite die orde van God is, en wat nie volgens die woord van God is nie, terwille van die vrede, terwille van versorging, terwille van besoldiging. Waar sal ek geld kry as hulle my afsny? Terwille van status, terwille van mag, en selfs miskien terwille van vrees oor die dinge wat op pad is en wat die aarde beleef. Nou net maak hulle my dood. Nou net gooi hulle my in 'n modderput, in 'n leeukuil. Vreesagtig. En allerlei ander dinge. Maak hulle kompromie met die wêreld. Smeer sondes toe. Rigters 17 vers 12 en 13 sê, Micha het die Leviet aangestel, so die jongman sy priester geword het, en hy was in die huis van Micha. Micha het hom aangestel. Die man van God word nie aangestel deur mense nie. Hy word deur God geroep. Die profete van God het op die toneel verskyn en die volk Israel in die weë van die Here onderrig en hulle vermaak. Vir hulle gesê, so sê die Here, ongeag of iemand het aanvaar het, of die koning hulle aanvaar het, niemand het hulle aangestel nie. Hulle het van God gehoor. Maar Micha stel die priester aan. Sê, oké, nou is jy my priester. Jy is nou in my huis. Jy sal bedien. Toe sê Micha, hoor wat sê hy, vers 13. Nou weet ek dat die Here aan my goed sal doen, omdat ek 'n Leviet as priester het. Kan jy dit in jou lewe glo? Wat 'n valse vrede. Wat 'n valse gerusheid. Nou is alles mos goed en reg, man. Ek het mos nou 'n man wat geswat het, wat geleer is, wat weet waaroor dit gaan. Ek het mos nou 'n pastoor. En 'n kerk. Ek het my kerk, man, jy weet. Ek het my pastoor. Ek het my dominee. Ek het mos nou 'n priester wat ek aangestel het. Vals vrede, vals gerusheid. Negatieve kerk. 1 Tessalonisense 5 vers 3 sê, want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan beval 'n skielike verderf hulle, soos die baringsnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Valse godsdienst sê vrede, vrede. Alles is mooi, alles is reg. Aanvaar dit net, vergewe mekaar. Behou die vrede, moenie beklei nie. Moenie so aangaan oor die ding. Kom, gaan julle so aan oor hierdie sonde. En dis nie meer sonde nie, man. Aanvaar alles. Dit kom van teoloë en kerkmense af. Ek wonder wat het gebeur met hierdie ding wat nou in die parlement gepraat is oor die wettiging van abortus. Ek weet nie wat het daarvan gebeur. Debatteer nog daaroor. 95% van Namibië is Christen. So sê hulle. Wat is 'n Christen? 'n Christen beteken ek behoort aan Jesus. Dis wat die woord beteken. Jesus is koning. Nou debatteer hulle oor abortus. Kerk van die Here. Gelukkig het die CCN 'n brief geskryf waarin hulle gesê het ons steun hierdie goed. Nou gaan hulle daarna gaan luister ons dit, weet ons nie. Vrede en veiligheid, alles is mooi. En die Bybel sê skielik
sekerlik nie ontvlug nie. Terwyl hierdie valse profete, hierdie valse predikers van die Micha-tipe kerk, wat kompromieë sluit met die wêreld en sy ongeregtigheid, terwyl hulle besig is om met hulle ongeregtigheid aangaan, en baie mense te mislei daardeur, want hulle loop agter hulle aan. Kom die Here Jesus terug op die wolke, vriende. Kom die Here Jesus om sy bruid te kom haal, tegemoet in die lig. En die wat luister, en die wat saamstem met hierdie valse predikers en met hierdie valse leringe, hulle mis die wegraping van die bruid. Ons sit vandag in die midde van 'n Micha-tipe kerk. 'n Kerk wat met die wêreld saamstap, wat die verordeninge van God en die woord van die Here misken en minag en selfs verag, wat die woord van God nie meer belangrik is. Wat sê alles is mooi, alles is reg. God sal ons mos nie straf nie. Hy's goed man, hy's 'n God van liefde. Waar sal hy ons in die hel werp? Hy glo nie eens in die hel nie. Maar vir hulle predikers bymekaar maak en versamel, wat hulle nie gehoor streel. Maar hulle harte is ver van die Here God af, en hulle weier om te buig onder sy koningsheerskappy. Micha-tipe kerk, maar luister nou mooi, nou lees ons verder. In Rigters 18, daar die hele hoofstuk, gaan oor hoe in dit wat Micha in sy huis ingebring het, hierdie afgodediens en hierdie valse profetiese bediening, hoe Micha, hoe dit deursuiver en ook in die res van die volk ingaan. Ons lees van die stam van Dan, wat hierdie priester en al die afgodsbeelde en die huisgode en die skouerkleed, die valse skouerkleed, gevat het en weggevoer het en deel gemaak het van hulle. Die Bybel sê hulle het ook gegote beelde gemaak, hulle eie godshuis geskep, hulle eie priesters aangestel, wat moet diens doen, en so het hulle die verordeninge van die Here God verag. So hierdie valse ding het nie net een huis geaffekteer nie, maar baie families is daar die mislei en verlei. En dis presies wat gebeur in ons nasies, in die nasies van ons wêreld, in die nasie van ons eie mense van Namibië en Suid-Afrika. Mense word mislei en verlei, hierdie Micha-tipe kerk, en hand dit aan, en hulle dink dat dit die regte ding is, terwyl hulle buite die wil van God leef en optree. Dan gaan ons lees, ons gaan sien in die boek van Openbaring, soos daar lees, en sien ons iets baie interessant. Ek wil graag dit vir u lees. Openbaring 7 vers 4 tot 8. Johannes sê, en ek het die getal van die verseeldes gehoor, 144.000 verseeldes, uit al die stamme van die kinders van Israel, uit die stam van Juda 12.000 verseeldes, uit die stam van Reuben 12.000 verseeldes, uit die stam van Gad 12.000 verseeldes, uit die stam van Aser 12.000 verseeldes, uit die stam van Naphtali 12.000 verseeldes, uit die stam van Manasse 12.000 verseeldes, uit die stam van Simeon 12.000 verseeldes, uit die stam van Levi 12.000 verseeldes, uit die stam van Issachar 12.000 verseeldes, uit die stam van Zebulon 12.000 verseeldes, uit die stam van Josef 12.000 verseeldes, uit die stam van Benjamin 12.000 verseeldes. Juda, Reuben, Gad, Aser, Naphtali, Manasse, Simeon, Levi, Issachar, Zebulon, Josef, Benjamin. Name van die 12 stamme van Israel. Maar kyk mooi, die naam van die stam van Dan en van Ephraim kom nie daar voor. Sien julle? Die naam van die stam van Dan kom nie voor. Niemand uit die stam van Dan was onder die 144.000 verseeldes. Nog baie meer interessant in die boek van Kronieke, 1 Kronieke 1 tot 1 Kronieke 9,
En baie interessant is dat die stam van Dan se geslagsregister kom glad nie daarin voor nie. Word nie beskryf nie. Maar luister mooi, niemand wat deel is van die Micha-tipe kerk, gaan deel wees van die verseeldes van God nie. Niemand wat deel is van die Micha-tipe kerk, sal die koninkryk van die hemele beerwe nie. God haal hulle uit die boek van die lewe. Hulle is nie deel van die geslag van God. Dit is 'n baie gevaarlike kerk waarin ons vandag staan in die eindtyd, hierdie Micha-tipe kerk. Ons lees in Romeine 1 vers 21 tot 25. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie. Hulle het God geken. Moenie dink die Micha-tipe kerk, die moeder van Micha het gesê, die Here sal jou seën, my seun. Die Here sal jou seën. Hulle het God geken, maar hulle het hom nie verheerlik of gedank nie, hulle het nie sy hart geken nie. Maar hulle dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword. En die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere, met ander woorde afgodediens. Hulle het God gelykgestel aan afgode, beelde. Vandag het ons nie meer beelde nie, maar ons het nog steeds baie keer afgode, dinge wat ons voor God stel. Daarom het God hulle ook in die begeerlikheid van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen, en die skepsel vereer en gedien het, bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Dis die Micha-tipe kerk, wat alle sondes regverdig. Hy sê in vers 28 tot 32 van Romeine 1, en omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie. Dan is daar 'n dubbelpunt. Dubbelpunt in die Grieks beteken altyd, nou verklaar hy wat hy nou gesê het. Hy gee nou voorbeelde. Hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsig, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers. Dit is nou eintlik skinders nie, skinder om te skinder. Kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, soos die wat is die ding wat onder ons hand wil sit? Chip. Die chip. Uitvinders van slegte dinge, hoe lank is hulle al daarmee besig? Hierdie slegte ding, ongehoorsaam aan die ouers. Onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik. Maar jy sal my nie verander nie. Ek sal nie jammer sê nie. My vrou kan loop dinges. Dis mos wat ons sê, nee. My man, ons vat nou my man of vrou. Onbarmhartig. Mense wat al ken hulle die verordening van God, goed. Hulle ken hom goed. Dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. Die dinge nie self alleen doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Dis wat ons vandag beleef. Die Nuwe Lewende Vertaling sê hulle is bewus van God se bepaling dat mense wat met sulke praktyke besig is, die dood verdien. Tog is hulle nie net self aktief daarmee besig nie. Hulle spoor ook nog ander aan wat daarmee besig is. Dis die Micha-tipe kerk. Die kerk wat sonder regverdig, wat die oë toeknyp vir wat verkeerd is, en wat self daarin leef en
homoseksualisme, goedkeuring vir abortus, goedkeuring vir watter ongeregtigheid ook al na ons toe kom. Ons maak die oë toe. Ons beklei in die kerk oor hierdie goed. Teoloë verskil. Want ons het 'n Micha-tipe kerk geword, 'n kerk wat vals is en demonies. Nou nie ons nie, nie ons nie. Die wêreldkerk. Dis die kerk wat vandag in die midde van ons is, in die midde van hierdie wêreld, wat deel is van die eindtyd van hierdie eeu. Kerk voor die Here Jesus kom, wat met 'n valse verhouding, met 'n valse skouerkleed voor die mense staan. Valse verhouding met die Here. Kom ons vlug weg. Die Bybel sê vlug weg van hierdie dinge, draers van die heilige voorwerpe van God. Gaan weg, vertrek. Wanneer dit deel wees van jou. Al kos dit jou lewe. Maar ek wil volgende week met die verder praat oor die ware kerk van God, die Elia-tipe kerk, wil ek het noem. Kerk wat weggeneem word, soos wat Elia weggeneem is in 'n waar van vuur en berg. Die Here tegemoet in die lig. Kerk wat staan op die woord van God. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir U baie dankie. Die woord is kosbaar in ons midde. U het hierdie woord vir ons gegee, sodat ons dit in ons harte kan inneem en bewaar. Deel kan maak van ons lewenswyses, lewenstyl. Dat ons waarlik nie soos hierdie Micha-tipe verhouding sal staan nie, maar daarvan sal wegvlug, sal raak sien, dat die waarheid in ons lewe kan deurbreek. Die waarheid wat in Christus Jesus gekom het. En ons loof U daarvoor. Gee ons die